Meer as 460 openbare skole in Suid-Afrika bied nie meer wiskunde as vak aan nie. Wat is die redes hiervoor en wat sê dit van die stand van onderwys? Om dit te bespreek, verwelkom ek my paneel Seymour Botman van Unisa, die uitvoerende hoof van FETSAS Dr. Jaco Deeken en professor Linda Du Plessis van Noordwes Universiteit. Linda, soos ons na daai syfer kyk, 460 skole wat nie meer wiskunde as vak in Suid-Afrika aanbied nie. Wat is die eenvoudige rede daarvoor? Kyk, die doel van die skool is om die gemeenskap en uiteindelik die land te bedien. En ek dink oorhoofs is dit 'n leierskapprobleem. Ek dink skole moet nie 'n keuse gegee word of hulle wiskunde aanbied of nie. As mens gaan kyk na die 460 skole wat jy genoem het, is 2/3 in 3 provinsies, in KwaZulu-Natal, Limpopo en in die Oos-Kaap. En dit is ook waar ons kwesbaarste gemeenskap is. So wat is die gevolg hiervan? Ons matrieks gaan nie meer in die vaardigheidsbehoeftes van die land kan voldoen nie. Vir elke leerder wat in 'n skool is waar daar nie wiskunde is nie, is daar leerders met potensiaal wat 'n toekomsgeleentheid ontneem word. So dis 'n groot gebrek aan nasionale leierskap. En in die tweede plek dink ek daar het al so 'n sielkundige hekkie opgekom vir leerders dat hulle dink wiskunde is te moeilik, ek moet dit nie vat nie. En dit is oordat die matrieksertifikaat nie net gebruik word as 'n prestasiesimbool vir 'n leerder nie, maar dit word gebruik as 'n maatstaf om 'n skool se kwaliteit te bepaal en dit lei tot baie onnodige kompetisie tussen distrikte en tussen provinsies en is eintlik oppervlakkig want dit meer dan net slaagsyfer en nie impak nie. Jaco, en het ons genoeg onderwysers wat wiskunde as vak kan aanbied? Op hierdie stadium is daar verseker genoeg onderwysers. Die uitdaging is ons sukkel om daai onderwysers in die platteland te kry en ek dink die antwoord is nou al gegee. Ons landelike provinsies, dis die provinsies wat die ergste gebuk gaan onder die minder wiskunde. So as jou dorp begin verval en daar's nie oordentlike dokter nie en daar's nie veel gade werksgeleenthede nie, dan het dit 'n direkte invloed op die vermoë om goeie mense te werf om wiskundeonderwysers daar te wees. So baie skole bied beurse maar vir hulle eie leerders aan om onderwys te studeer en dan terug te kom na daai gemeenskap toe om die gemeenskap te kom bedien. En as daar minder wiskunde leerders is daar 'n kleiner aanbod om wiskundeonderwysers te word om weer terug te kom in die stelsel. So dis 'n bose kringloop wat homself herhaal. Sien maar nie om sekere vakke bo ander te verhef nie, maar weet wiskunde is tog sekerlik indien nie die belangrikste vak nie, een van die belangrikste vakke wat leerders op skool kan neem. Is dit nie so nie? Ek stem saam, Lorenza, maar ek dink die situasie met wiskunde dit is belangrik in die skoolstelsel. Maar ek dink ek gaan julle 'n bietjie terugneem vanaand na 1996 toe. Toe het ons as 'n afvaardiging die destydse minister gesien van onderwys, Kader Asmal, en sy destydse DG oor die onderwyskolleges se sluiting. En kom ek sê vir julle, my navorsing wat ek nou sopas bietjie gedoen het die afgelope tyd, is dat die onderwysopleiding se opleiding is totaal anders as universiteite. In daardie jare was die fokus op die hoërskole se opleiding vind by die universiteite plaas. En jy kan sien die afplatting van die wiskunde uitslaa, omdat jou didakties, pragmatiese, filosofiese benadering wat die colleges gehad het, is totaal nie meer in die stelsel nie. Ek is betrokke by verskillende onderwysinstellings en ek sien dit ook dat daar's meer teoretiese opleiding as praktiese, gefundeerde opleiding. Hoe gee ek binne die klaskamer les? En dit is problematies. Linda, wat is jou antwoord vir diegene wat sê, maar ek gaan nie eendag wiskunde in die werkplek gebruik nie, ek gaan in 'n rigting ingaan waar wiskunde nie vereis is nie, waarom moet ek wiskunde tot in matriek neem? Ek dink dit is so dat as ons na ons universiteitstoelatings byvoorbeeld gaan kyk, dan het omtrent 2/3 van ons kursusse het wiskunde as 'n voorvereiste. So mens maak baie deure toe en dit is nou 'n besluit wat jy in graad 9 al moet neem, is wat jy aan die einde van graad 12 wil doen. Ek dink ook dit gaan nie net oor wiskunde nie, dit gaan fundamenteel oor kritiese denke en oor al die vaardighede wat daarmee saamgaan. So ek dink dit is weer eens ook 'n gebrek aan beroepsleiding en wat ons by baie van ons skole ervaar, dat kinders eintlik ontmoedig word, kinders met baie potensiaal wat miskien 'n baie goeie gemiddelde punt sou kon kry. Vir wie daar gesê word wat eers wiskundige geletterdheid want ons wil 'n hoë slaagsyfer behaal aan die einde. Ek self het baie keer daai argument probeer maak om te sê ek gaan in die journalistiek ingaan, ek wil nie wiskunde hê nie, maar ek is baie bly ek het dit toe geneem, dit help met kritiese denke, probleemoplossing ensovoorts. Jaco, is daar 'n eenvoudige oplossing hiervoor? Ja, is nie 'n eenvoudige oplossing. Dit gaan gemeenskappe wees wat gaan moet begin gesels oor wiskunde. Gesê maar wat is die beste belang van ons kinders? So as ons toelaat dat kinders
vakke vat wat nie vir hulle loopbaanopsies gee nie of goeie loopbaanopsies gee nie, dan skep ons langtermyn krisis vir die land. So dis 'n gesprek wat eintlik in 'n gemeenskap moet plaasvind, moet binne 'n personeelkamer plaasvind. En dan moet daai skoolgemeenskap kliphard gaan werf om goeie wiskundeonderwysers te kry. En dis wanneer ou met plaaslike regering begin praat. Hierdie goed staan nie losstaande van die politiek en die landelike verval nie. En dan moet ons met kreatiewe planne kom, soos die skole wat beurse aanbied vir daai wiskundeonderwysers. En ek dink ons maak nog te min gebruik van tegnologie. Dat as ons agterkom, ons kry nie 'n goeie wiskundeonderwyser in die platteland nie, of ek het 'n tutor op die platteland, 'n jong onderwyser om te kan skakel met deur tegnologie om uitsendings te kry. So ek dink ons moet baie meer kreatief gaan werk. Maar ons kan nie eenvoudige boodskap vir kinders stuur. Ons het nie iemand vir jy kan nie wiskunde vat nie. Dit gaan die verkeerde boodskap wees wat ons stuur oor verskeie redes. Sien maar behoort ons nie politieke druk dan nou op die departement ook te plaas nie, want wat sê ons vir die gemeenskappe is ons begin nie omdat julle agtergelaat bly nie. Julle hoef nie wiskunde te hê nie. Ons gaan maar nog steeds ons hulpbronne net kanaliseer na die stede toe of daar waar dit miskien nie meer nodig is nie, maar waar dit makliker is om mense te plaas. Ek dink ook soos Jaco nou genoem het, die besef moet kom by die gemeenskap self dat hier is 'n groot fout in ons gemeenskap. En die gemeenskap moet dan druk plaas op politici. Want wat gebeur met politici in skole? Vir hulle is die matriekuitslae die belangrikste. En uiteindelik ons situasie in Suid-Afrika is as gevolg van wat in die grondslagfase en in die intermediêre fase gebeur met wiskunde. Daar is groot uitvalle. Ons leerders kan nie kompeteer met ons ewe knie op die vasteland en lande met dieselfde ekonomie as Suid-Afrika nie. En daar lê ons probleem. As ons dit kan vasvat, dan het ons oplossings werklik waar. Ja, jy het vroeër gepraat van oor leierskap. As ons nou kyk na die statistieke, jy het ook daaroor geskryf. Daar is 2500 vakante skoolhoofposte in die land. Wat sê dit van ons onderwys? Ja, dis nou die gebrekkige leierskap in die provinsies, nee. Ek bedoel daar is 'n proses wat moet uitspeel met die aanstel van 'n skoolhoof, maar ons het soveel rompslomp, administratiewe rompslomp ingesit en vingerwysery oor en weer dat jy wil nie in die middel van die jaar wees en daar's nog steeds nie 'n skoolhoof nie, nee. Dis amper soos 'n vliegtuig wat nou op die sogenaamde autopilot vlieg. Hy's in die lug. Maar die drukwinde gaan op 'n stadium druk hierdie vliegtuig van rigting af. Jy het 'n skoolhoof daar nodig wat nou sê vir die gemeenskap, dis wat ons nou gaan doen. En saam met jou beheerliggaam is dit so 'n belangrike persoon operasioneel die goed laat gebeur in 'n skool. En dit is nie net in 'n paar provinsies nie, in die meeste provinsies sukkel ons nou om aanstellings gemaak te kry. En een van die groot redes is provinsies wat geld bespaar deur so lank as moontlik hierdie vakatures daar te hou en as dit so 3, 4, 5, 6 maande aan word 'n aanstelling gemaak. So die kleinste tegniese goedjies word uitgewys om 'n pos dan nou af te keer om te sê adverteer oor. En ek dink as gemeenskappe moet ons sê tot hiernatoe nie verder nie. En ek is bekommerd dat ons oorsigkomitees in die parlement, die portefeuljekomitee, die provinsiale oorsigkomitees, hulle slaap aan diens. Hulle is veronderstel om seker te maak hierdie goed gebeur nie. Die geld is geallokeer, hoekom word dit nie aangewend nie? So dis nie net gemeenskappe nie, dis die verkose leiers wat ons nou aanspreeklik moet hou om te sê wat doen julle in die oorsigfunksie dat hierdie goed in jou provinsie gebeur? Linda, wat sien julle in die praktyk? Is die kloof tussen hoërskoolstudente, matrieks wat dan nou aantree vir hulle eerste jaar, miskien dan nou nie gereed is vir wat op hulle wag op universiteitsvlak nie, word dit al groter? Ek dink nie ons sien dat dit al groter word nie. Ek dink om by Jaco aan te sluit, dit is regtig 'n gebrek aan skole is afhanklik van die distrik en is afhanklik van die provinsie. As ons kyk in die Natalse onderwysdepartement wat nie hulle posnorme voorsienings gepubliseer het nie en dit onmoontlik gemaak vir die skole om behoorlik te beplan. As jy kyk in KwaZulu-Natal, die hoeveelheid leerders in die laaste 10 jaar toegeneem van 1,9 miljoen na 2,3. In dieselfde tyd is daar 28 nuwe skole gebou. Dis een nuwe skool vir elke 12,000 leerders. So wat gebeur nou? Groter klasse, moeiliker dissipline, minder individuele benadering, 'n onderwyser wat moedeloos raak en hier is ons in hierdie afwaartse spiraal en ons het 2.500 vakante poste, maar ons het oor die 38,000 onderwysposte wat vakant is om dieselfde rede. So ek dink ons kry baie goeie studente wat baie gereed is en entoesiasties is, maar hulle moet ook entoesiasties wees op die werkplek waarna toe hulle wil gaan. Dis maar net op daai punt, jy het vroeër gepraat oor die opleiding van onderwysers. Is dit moeilik om onderwysstudente, jy weet, ons toekomstige onderwysers te motiveer, want hulle hoor wat gaan aan wanneer hulle die werkplek betree, hulle sien wat in die nuus aangaan. Is daar mismoedigheid miskien onder studente? Ek het met van die studente gesels, onlangs onderwysstudente, en hulle sê hulle is skrikkerig veral vir die dissipline.
as hulle die koerante en die media dophou wat met ervare onderwysers gebeur, wat aangeval word. En dit wil sê hulle ook vir my, hulle word nie uiteindelik opgelei om daai krisisse van dissipline te hanteer binne die skool nie. En selfs die ervare onderwysers gee 'n boedel oor. So dit is belangrik uiteindelik in onderwysopleiding dat onderwysers kan ook gaan skool hou waar daar 50 of 60 of 70 kinders in 'n klaskamer is met dissiplinêre probleme, waar 30 van die kinders jou uitdagings gee. Toe ek skool gehou het op 'n stadium, was die uitdagings, daar was 1 of 2 ouetjies in die klas. Ouetjies, net ouetjies. Ouetjies, gewoonlik ja. En vroutjies, wat uiteindelik die probleem gegee het. Nou is dit meer as die helfte wat 'n probleem gee. Ja, jy weet, as ons kyk na, hopelik binnekort het ons aan ons finale begroting wat ter tafel gelê word, onderwys is van die groot bestedingsitems, is dit 'n geldprobleem of is dit 'n politieke probleem? Waarom sien ons nie die uitkomste? Desondanks die feit dat ons so baie geld na onderwys. Ja, ek dink alreeds vir ons het al iewers gepraat oor swak leierskap. Ek dink nie so 'n tekort aan geld nie. Ek dink hoe ons die geld aanwend in die stelsel. Ek dink daar word baie geld spandeer op randsake. Of gesloer met 'n klomp aanstellings of geld eenvoudig net verkeerd aangewend. So ek dink as ons dis nie 'n onderwysprobleem nie, dis 'n bestuursprobleem. So die stelsels is alles in plek. Die onderwysers is daar, maar as jy nie in 'n gesonde omgewing bly funksioneer met bestuurders wat hulle werk reg doen en die begrotings reg allokeer en ons heeltyd met die uitdagings sit. En ek dink ons is nou by 'n volgende minister, maar dis nou tyd dat die minister ook 'n bietjie al voet begin neersit om te sê dit is so goed nou moet begin gebeur. Ek dink die dae van groet en glimlag op fotos is verby. Nou moet ons begin aksie sien, want op hierdie stadium die traject het nie verander nie. Die traject is afdraande. En 'n nuwe minister gaan hakskene moet inskop om te sê ek het 'n wil om seker te maak dit gaan verander en ek het dit nog nie genoeg gesien nie. Linda, is daar eenvoudige oplossings of is dit te ver af van die pad om hierdie skip om te draai? Kyk, ek dink een positiewe ding is die nuwe minister se aanslag op die grondslagfase. Ek dink ek kan op die langtermyn vrugte afwerp, want as ons 'n stewige grondslagfase en die kinders stap daar uit met goeie lees en numeriese vaardighede, dan gaan dit beter gaan in ander skoolrigtings ook. Maar ons moet nou eers sien of dit gaan gebeur en of die skole al die graad R onderwysers kan bekostig en wat die inhoud van daai kurrikulum gaan wees. Ek dink, en die tweede ding wat Jaco ook gesê het, ons gaan nie net onderwysers moet oplei nie, maar ons gaan beter bestuurders in onderwys moet oplei. Ons het bestuurders nodig wat kan strategies dink, wat hoë vlakke van emosionele intelligensie het en wat ook kreatief kan dink, want ons kan nie net wetgewing toepas nie. Ons het ook leiers nodig wat die regering help om hierdie wetgewing saam te stel en dat dit vir die gemeenskappe werk. Anders loop ons seker 'n gevaar om heeltyd net wetgewing klakkeloos toe te pas. Linda, Jaco, Jimmer, baie dankie. Baie dankie. Net hierna is gemeenskaplike grond gevind gedurende die vergadering tussen die ANC en Afrikaner groepe. Bly ingeskakel.